Dis Goeie Vrydag, welkom by ons aanlyn boodskap. Nou, daar's 4 boeke wat die storie van Jesus vertel in ons Bybel. Ons vind dit in die Tweede Testament of die Nuwe Testament. Dis die agterste derde van jou Bybel. Die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament vertel almal die storie van Jesus. Dis Matteus, dis Markus, dis Lukas en dis Johannes. En elkeen van hulle beklemtoon iets anders. Daar's baie ooreenkomste. Daar's baie dieselfde stories wat vertel word. Maar tog is daar by sekere van hierdie boeke 'n ander klem. Of 'n storie wat ingesluit is wat miskien nie by 'n ander boek is nie. Maar wanneer ons hierdie 4 boeke lees, kry ons so 'n geheel prentjie van hierdie persoon, hierdie God wat mens kom word het, Jesus Christus. Ook as hulle oor die kruisiging skryf hulle al 4 oor hierdie gebeurtenis. Want dit was die grootste gebeurtenis. Dit was die klimaks van Jesus se koms na die aarde toe. Maar ook, as dit by die kruisiging kom, lê hulle klem op verskillende goed. En wanneer jy dit bymekaar kry jy 'n baie mooi geheel prentjie van wat werklik op hierdie dag gebeur het. Hierdie donker dag wat ons ken as Goeie Vrydag. Nou uit hierdie 4 vertellinge uit, is daar 7 sinne wat Jesus op die kruis kwytraak. En hierdie staan bekend as Jesus se kruiswoorde. 7 sinne. Dis die volgende. Eerstens, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Moeder, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Ek het dors, roep hy op die kruis uit. My God, waarom het U my verlaat? Vader, in U hande gee ek my gees. En dan sy laaste woorde voor hy sy asem uitblaas. Dit is volbring. Nou ek wil vandag stil staan by hierdie laaste 3. Hierdie laaste 3 sinne wat hy eintlik met God praat. Woorde wat hy direk met God, hy praat op 'n stadium met 'n seun, hy praat met 'n moeder, hy praat met die soldate om as hy sê hy is dors, hy bid 'n algemene gebed dat hulle vergewe sal word, hy sê vir 'n misdadiger langsom aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, maar hierdie laaste 3 sinne is tussen hom en God. Wat kan ons leer uit hierdie kruiswoorde, hierdie 3 laaste sinne? Wat sou die uitnodigings wees wat na my en jou toe kom? Op hierdie Paasnaweek, as ons na hierdie woorde kyk. Eerstens, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Ons lees in Matteus 27 vers 46, teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Van kleins af, as ek hierdie kruiswoorde gelees het, spesifiek hierdie een, het hy ongemaklik gesit by my. Ek meen, hoe kan die seun van God op hierdie plek kom, dat hy dit uitroep? Hy sê, my God, hoekom het U my verlaat? Ek meen, die seun en die Vader was een. Jesus sê op 'n stadium, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Ek en my Vader is een. Ek doen niks tensy ek nie my Vader sien dit doen nie. Ons is een. En dan kom maar hierdie verhoudingsbreuk as 'n ware. Hierdie oomblik wat hy voel, hy's verlate en hy roep dit uit. En ek sê vir jou, dit het nog altyd by my spanning geskep as ek dit gelees het. Tot 'n paar jaar terug, wat ek eintlik besef het, dat die uitnodiging wat Jesus hier aan die kruis na ons toe rig, dis okay, as jy soms ook op daai plek kom, waar jy voel God het jou verlaat. Spesifiek hierdie woorde wat hy uitroep, het vir my 3 dele of 3 goed wat uitstaan. Eerstens hy roep uit, my God. Dis persoonlik. Dis nie net God nie. Dit is my God. Ek meen, ek kan praat van 'n vrou of die vrou, maar as ek praat van my vrou, is dit persoonlik. Ek kan praat van 'n kind of die kind, maar as ek praat van my kind, is dit persoonlik. Ek kan praat van die rugbyspan, maar as ek sê my rugbyspan, dis persoonlik. En hy maak hierdie verskriklik persoonlik wat hy sê, my God, dit kom naby.
Jy kan in sy my God, kan jy hoor daai, hoe het ek hier gekom? Hoekom voel ek dan nou in hierdie oomblik so? En dan die volgende gedeelte wat hy sê, waarom? My God, waarom? En ek het dit onderstreep daar. Waarom? En ek dink met hierdie waarom staan hy eintlik in solidariteit met die totale mensdom, ons wat nou nog vra, hoekom? En waarom? Dis nie verkeerd om dit te vra nie. Ons almal kom daar. Jesus sê, ek ken daai lyding, ek ken daai pad. Jy kan op 'n stadium voel, waarom? Hoekom? Hoekom bid ek teen die dak vas? Hoekom is God nie vir my daar nie? En dan wat hy sê, waarom het U my verlaat? Hoekom is daar skielik spanning in ons verhouding? Hoekom voel dit vir my, ek bid teen die plafon vas? Hoekom voel dit vir my, U is nie daar vir my? En Jesus verbaliseer dit, want selfs hy het in 'n oomblik in sy lewe gekom, waar hy verlatenheid en vertwyfeling beleef. En dan is dit baie interessant, hierdie wat Jesus op die kruis uitroep, kom verbatim woord vir woord uit 'n Psalm, Psalm 22, en ek wil dit vir jou lees, en hierdie Psalm brei so 'n bietjie verder uit op wat Jesus dalk kon gevoel het. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar die antwoord nie, ook snags, maar daar's geen rus vir my nie. Jesus quoteer as 'n ware iets waarmee hy groot geword het. Iets wat deel was van die Joodse tradisie. Nou Psalm 22, soos 'n hele klompie ander psalms in ons psalmbundel, is wat ons ken die genre van, dis 'n klaagpsalm. Dis 'n psalm waar die psalmskrywer se verhouding met God 'n bietjie vertroebel is. Waar hy vra het, waar hy hoekoms het, waar hy waaroms het, waar hy tereg uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En Jesus gaan leen by hierdie psalm, in sy oomblik van nood, gaan leen hy woorde. Maar dis nie sommer net lukraak wat hy woorde leen nie. Jy sien, Israel en die Jode het groot geword met hierdie taal, wanneer hulle deur vertwyfeling gegaan het, wanneer daar groot katastrofes hulle land getref het, wanneer daar dood hulle familie besoek het, het hulle na een tipe psalm altyd gegryp, na een tipe lied. Dit was 'n klaaglied. Die ander woord wat daarvoor gebruik word is lament. Het gegryp na lament. Dit was deel van hulle taal en dit het hulle gehelp sin maak en dit het hulle gehelp verbaliseer. Ons het nogal nie eintlik lament nie. Ons skram weg van hierdie taal af, want dit klink soos ongeloof. Dit klink asof ons God wil aanvat. Maar wanneer iemand na die Here toe kom met hierdie protes, is dit as 'n ware om te sê, ek protesteer by U, omdat ek weet, U is die enigste een wat hierdie kan antwoord. U is die enigste een wat my waarom kan antwoord. U is die enigste een wat hierdie verlatenheid vir my kan beter maak. En dis wat Israel gewoonlik gedoen het. Hulle het gegryp na hierdie taal. En oor lament skryf Walter Bruggeman die volgende. Hy sê, lament in its very utterance is an act of resistance and defiance that interrupts doxology. Met ander woorde, lofprysing stop. Dinge is nie oukei nie. Die verhouding beleef spanning. En dis oukei. Eerder as wat mense hulle rug van God afdraai, draai eerder jou gesig na hom toe met lament. En sê, Here, hierdie verhouding is vir my belangrik genoeg. Ek wil verstaan, ek wil nie deurgaan. It interrupts doxology. That asserts an alternative reality, and that believes that out of the candid embrace of pain, new alternatives may be generated. Dis wat lament glo. Dat wanneer ek die pyn omhels, wanneer ek die pyn erken, wanneer ek dit verbaliseer, kan God my verder vat, kan hy my help. Wat is daar wat jy op hierdie dag beleef, waar jy voel God het jou verlaat, of die lewe het jou in die steek gelaat, en jy weet nie hoe om dit te verbaliseer nie. Jesus leer vir ons, dis oukei om te sê, my God, waarom? Waarom het U my verlaat?
En is 'n uitnodiging wat na my en jou toe kom en sê, hou die gesprek ten minste aan die gang. Moenie jou rug draai nie, want God wil jou in jou hoekom en in jou waarom ontmoet, soos hy vir Jesus ook op die kruis ontmoet. En dan die tweede kruissinnetjie waarby ons gaan stil staan vandag, is waar Jesus sê, in u hande gee ek my gees oor. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor, Lukas 23, vers 46, en raai wat? Dit kom weer verbatim uit 'n ander klaagpsalm, Psalm 31, vers 6, wat sê, in u hand gee ek my gees oor. En hy gaan leen by hierdie psalm, spesifiek in sy uur van nood. Daar's daai beweging wat by Jesus plaasgevind het, van protes, waarom, ek wil verstaan, na rustigheid en vrede. Nou dis baie keer moeilik om te verklaar. Dis wat Marlo verlede Sondag van gepraat het, van vrede wat verstand te bowe gaan. Hoe kan ek te midde van lament, hoe kan ek te midde van verlatenheid en hoekoms en waaroms op so 'n plek van berusting kom? Hoe het Jesus in enkele oomblikke van 'n uitroep van verlatenheid gekom by 'n plek van oorgawe? Jy sien, al die klaagpsalms het dit in gemeen. Dit begin by protes, maar dit eindig by vertroue. En daar's hierdie beweging van om oor te gee en te sê, ek vertrou U, Here. Ek gaan nou nie meer probeer sin maak nie. Ek gaan dit nie meer probeer oplos nie. Ek gaan net in U hande alles oorgee. En ek sê, ek beweeg van ek is in beheer, na U is in beheer. U weet beter. U weet die beste. En Jesus maak hierdie beweging op die kruis. Ek wonder nogal of hy hierdie beweging sou gemaak het as hy nie eers by lament begin het nie. Jy sien, is nodig om ons pyn te verbaliseer, sodat ons die beweging kan maak na 'n beter plek in ons lewe toe, waar ons kan sê, ek wil nie meer in beheer wees nie, Here, U is nou in beheer, en ek gee oor. En dit herinner my aan die woord van die laaste woorde wat Jesus gesê het voor hy gevangene geneem is in die tuin, toe hy worstel met sy eie wil weer, en hy wil in beheer wees, en hy vra sy Vader om hierdie pyn en lyding van die kruis by hom te laat verbygaan, toe sê hy, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dis die uitnodiging wat na ons toe kom, om in hierdie Paasnaweek oor te gee. Het ons wil graag in beheer wees, né? Ons wil graag hê, my en jou wil moet geskied. En dis eintlik wat ons gebede van vol is. Here, hier's my wil, hier's my agenda. Sorteer dit vir my. Dis hoe ek dink dit moet wees. My wil. Maar daar's hierdie uitnodiging van oorgawe. Sê, laat U wil geskied. Ouens, en dis moeilik. Daai is 'n moeilike stap om te maak. Maar dis een van die sterkste goed wat jy kan doen in jou lewe, is om oor te gee aan God se wil, want dan is jy swak, en die Bybel sê, as jy swak is, dan maak hy jou sterk. En as toe Jesus oorgee aan die wil van sy Vader, dat hy sy laaste sin op die kruis uitroep. Johannes 19 vers 30, toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en het sy kop vooroor gebuig, en sy gees oorgegee. Nou die Engels praat van, dit is volbring, en dan sê hy, and he said, it is finished. Maar it is finished, is vir my nie so goeie vertaling van die Griekse woord. Die Griekse woord hier is tetelestai. Dit is volbring, is vir my baie beter vertaling. It is finished klink amper so, dis nou klaar. Amper ek het verloor. Maar dit is volbring, sê, Here, dit wat U my gestuur het om te doen, het ek tot in die laaste detail toe voltooi. Hulle sê tetelestai is 'n woord wat 'n kunstenaar kon gebruik as hy die laaste stukkie verf op sy skildery sit. Kon hy sê tetelestai. Tetelestai is 'n woord wat 'n generaal kon gebruik as hy die perfekte veldslagting gewen het. Tetelestai. Dis die woord wat Jesus gaan soek, toe hy sê, tot in die fynste detail, het ek alles gedoen waarvoor U my gestuur het. Dit is volbring. Wat is volbring? 3 dinge, saam vir my uit wat volbring is. Eerstens, God se opdrag wat hy ontvang het,
het hy gedoen. Dis volbring. Maar ook die prys vir die hele wêreld se sonde is betaal. Die regmerkie is daar. Dit is volbring. Maar kom ons vergeet ook nie die volgende nie, dat Jesus se sterf aan die kruis, al het dit na 'n oomblik van swakheid gelyk, was dit die begin daarvan om Satan te oorwin en die dood te oorwin. Ons hoef nooit meer te vrees vir die hiernamaals en die dood nie. Ons hoef nooit weer Satan te vrees nie. Ons kan hom onder ons voete verbrysel, want dit is waar hy is. Jesus het hom daar oorwin. Dit is volbring. Dis meer as net, ek het my missie voltooi. Dis meer as net ons sonde is vergewe. Dit sluit ook in, dat hy oorwinning behaal oor die bose. En ons kan ook in daai oorwinning leef. Hou op om vir Satan al die eer te gee. Hou op om bang en vreesagtig te lewe, maar leef in oorwinning, want dit is volbring. Wat is die uitnodiging wat die kruiswoorde vandag na jou toe bring? Weet jy, baie keer as ons van die kruis praat, en dit is 'n baie belangrike punt om te onthou, dan sê ons, Jesus het aan die kruis gehang, sodat ons nooit weer aan 'n kruis hoef te hang. Jesus het aan 'n kruis gehang, sodat ons nooit weer slagoffers van sonde te wees. Jesus het aan 'n kruis gehang, sodat ons nooit weer moet offers bring nie. Hy het daar gehang, sodat ons nooit weer nie. Maar toe ek in die week aan hierdie woorde dink, waarby ons vandag stil gestaan het, besef ek, hierdie woorde is nie 'n nooit weer nie. Hy het aan die kruis gehang en hierdie spesifieke woorde geuiter, sodat ons weer, keer op keer, dit in ons lewe kan uiter, met selfvertroue en geloof. Hy het aan die kruis uitgeroep, waarom het U my verlaat? Sodat ons in ons uur van vertwyfeling ook na God toe kan gaan en sê, Here, waar is U? Ek soek U. Sodat ons kan verbaliseer as daar pyn is in ons hart, daar vertwyfeling is. Hy het hierdie woorde geëindig, sodat ons weer op 'n plek kan kom wat ons sê, Here, in U hande gee ek my gees oor. Want dit is 'n plek waar ons gereeld moet kom. In U hande gee ek my wil oor, in U hande gee ek my lewe oor. Hy het hierdie woorde geuiter, sodat ons ook weer kan sê, keer op keer in ons lewe, dit is volbring. Sodat jy kan sê aan die einde van 'n spesifieke seisoen, kom ons sê studies, dit is volbring. Sodat jy kan sê, as jy jou kinders groot gemaak het, en hulle vind die Here, en hulle vind huweliksmaat, so jy kan sê, aan die einde van daai seisoen, ek het dit volbring, dit waarvoor jy my geplaas het as pa en ma, ek het dit volbring. Elke seisoen van jou lewe, ook soos Paulus wat hy sê, op die einde van sy lewe, ek het die wedloop voleindig, sodat jy ook oor jou lewe, en elke missie wat daar deel van jou lewe is, elke roeping, of het jou werk is, of het jou verhoudings is, of het jou gesin is, of het 'n geestelike roeping is, iets wat jy moet doen vir die Here, al hierdie goed, sodat jy ook kan sê, Here, dankie, die kruiswoorde stel my in staat, om te sê, dit is volbring. Mag jy ook in jou lewe dinge volbring en afhandel en die laaste verfstreepie opsit en sê, dankie Here, die kruis help my om dinge in my lewe klaar te maak en 'n verskil te maak. Mag jy 'n geseënde Paasnaweek hê. Mag jy voel dat jy naby aan hom is. Mag daar by jou opgewondenheid bou so Sondag nader kom en jy besef, hy het nie gesterf op die kruis nie, maar daar is ook 'n opstanding om te vier en 'n opstandingslewe. Kom ons bid. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Amen.